Kusatu eis minister Sikelo Shikeka se bedanking. Frank Chikane kritiseer die ANC en Steve Jobs in Hongarije vereer. Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. Die vakbondfederasie Kusatu eis die onmiddellike bedanking van die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Sikelo Shikeka. Kusatu se eis volg nadat die openbare beskermer Thuli Madonsela president Jacob Zuma gevra het om ernstige optrede teen Shikeka te oorweeg vir oortredings van die uitvoerende gesag se gedragskode. Die beskuldigings teen Shikeka sluit in die besteding van meer as R540.000 in staatsgeld vir 'n private besoek aan 'n vriendin in 'n Switserse tronk. Hy het ook R640.000 in openbare fondse bestee aan verblyf vir homself en sy nabye werknemers by die One and Only Hotel in Kaapstad. Kusatu sê hy is oorbluf dat die minister nog nie bedank het nie. 'n Woordvoerder, Patrick Craven. And we're saying that he still should and save the president from having to do what I think inevitably he will have to do in the light of the recommendations from the public protector, which is to fire the minister. But more important, we hope that this case will highlight the need for a complete change in the way in which our public representatives are operating. Patrick Craven van Kusatu. Die voormalige direkteur-generaal in die presidentskap, Frank Chikane, sê etiese leiers is so skaars soos dinosourusse. Chikane was 'n spreker by die 7de Desmond Tutu Vredeslesing in Bellville in die Kaap. Sy tema was etiese leierskap. Chikane sê hoewel dit 'n wêreldwye fenomeen is onetiese leiers veral ook sigbaar in die politieke en sakesektore van die land. Hy het verder uitgevaar teen die regerende party en sê dit gaan nie meer vir die party daaroor om die beste kandidaat vir die werk aan te stel nie, maar eerder oor wie die selfsugtige belange van diegene wat in beheer wil wees kan bevorder. Hy sê Suid-Afrika benodig mense wat bereid is om op te staan teen korrupsie en morele verval. Die eerste persoon wat op die liggaam van Eugene Ter Blanche afgekom het, paramedikus Robert van Heerden, het in die rondgaande hof op Ventersdorp getuig dat die voormalige AWB-leier se gesig so erg geskend was dat hy hom skaars kon herken. Van Heerden het Ter Blanche geken, hoewel hy sê hulle nie goeie vriende was nie. Volgens hom was die eerste ding wat hy kon sien toe hy die slaapkamer binne gegaan het, 'n plas bloed op die vloer. Hy sê verder Ter Blanche se gordel was los en sy geslagsdele ontbloot. Die sogenaamde Facebook-verkragter Thabo Bester is in die Durbanse Landdroshof tot effektief 50 jaar tronkstraf gevonnis. Hy het vroeër skuldig gepleit op 2 aanklagte van verkrachting en 1 aanklagte van gewapende roof met verswarende omstandighede. Die hof het hom 15 jaar gevangenisstraf opgelê vir elke verkrachting, asook 15 jaar vir elke aanklagte van roof opgeskort vir 5 jaar. Hy is verlede Woensdag in Alberton, suid van Johannesburg, in hegtenis geneem. Bester het vroue deur sosiale netwerke met beloftes oor modekontrakte na hotelkamers gelok, waar hy hulle verkrag met 'n mes gedreig en beroof het. Hy sal na verwagting die naweek na Gauteng geneem word, waar hy tereg op ander aanklagte sal staan. Die Mankweng Landdroshof by Polokwane in Limpopo het die moordsaak van 3 Zimbabweërs tot volgende maand uitgestel. Douglas Makanjeva, Ernest Maibeki en Angelina Moyo word beskuldig van die moord op 3 meisies van Gamotiba buite Mankweng. Die liggaam van Kiribone Ledwaba is in die dorp se kerk gevind, terwyl Sepati en Refilwe Mamchika se liggame in die bosse gevind is. Die hof wag nog vir forensiese uitslae om te bepaal of die slagoffers verkragt is. Die polisie soek nog na 'n 4de verdagte wat vermoedelik na Zimbabwe gevlug het. Die ontslape Steve Jobs, stigter en voormalige uitvoerende hoof van Apple, gaan met 'n standbeeld in Budapest, die hoofstad van Hongarije, vereer word. Die maatskappy Graphisoft, wat verantwoordelik is vir die standbeeld, sê Jobs was die skepper van tegnologie met 'n menslike inslag. Die standbeeld sal opgerig word in 'n kantoorblok vanwaar verskeie rekenaarondernemings bedryf word. Volgens berigte het Apple die maatskappy sedert 1984 ondersteun, toe Jobs vir die eerste keer op 'n expo met hulle te doen gekry het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vakbondfederasie Kusatu eis die onmiddellike bedanking van die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Sikelo Shikeka, nadat die openbare beskermer hom skuldig bevind het aan wanadministrasie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Jaco Kriege en Willie Labeskagni. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur met die hooftrekke om 4:30.